Goeiedag en baie welkom terug by Royal Talk. Ons hierdie maand bietjie gesels oor dat ek en jy met moed hou, selfs in moeilike tye. Vandag gaan ons bietjie gesels oor die feit dat ek en jy gefokus moet bly in hierdie resies wat ons hardloop. Iets wat so vinnig kan gebeur in my en jou lewe is, ons kyk na die mense om ons, die wêreld om ons en sosiale media en ons begin vergelyk. Ons sê soos maar ek's nog nie daar nie en ek het nog nie daai bereik nie. En ek het nog nie daai sukses behaal nie en hierdie maak my en jou moedeloos. Hierdie sit my en jou in 'n mindset van maar ek's nog nie daar waar ek moet wees of waar ek wil wees nie. So ek kan maar net sowel opgee. Ek gaan seker nooit daai sukses behaal nie. Ek gaan seker nooit daai droom gaan nooit realiseer nie. Ek gaan seker nooit dit bereik in my lewe nie. En ons kom op 'n plek waar ons wil moed opgee want ons lewe lyk nie soos almal anders om ons nie. Ons lewe lyk nie soos wat ons graag wil hê dit moet lyk nie. Maar iets wat ek eendag gehoor het wat so groot revelation vir my was is comparison is the thief of joy. Solank as wat ek en jy onsself vergelyk, solank as wat ek en jy gefokus bly op almal anders om ons, almal anders se storie, almal anders se timing, dan gaan ons mis wat God in my en jou lewe doen. Ons gaan mis die blessings wat God reeds besig is om in jou lewe te laat gebeur. Ons gaan mis die dinge wat God vir my en jou beplan. Want jy sien, God is 'n persoonlike God. God ken my en jou. Hy ken ons karakter, hy het ons gevorm en hy ken ook ons storie. Hy is die een wat ons storie geskryf het en daarom weet hy presies wat ek en jy nodig het op presies die perfekte tyd. En as ek en jy heeltyd onsself gaan vergelyk, heeltyd gaan compare met almal anders om ons, gaan ons nooit ware joy beleef nie. Maar gaan ons ook baie vinnig op 'n plek kom waar ons moedeloos raak. Baie vinnig op 'n plek kom waar ons wil opgee en waar ons wil tou opgooi. En sê maar, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer aangaan nie want ek gaan nooit dit bereik wat iemand anders bereik het nie. Ek gaan nooit daai sukses behaal nie, ek gaan nooit enigstens verder kom in my lewe nie. En 'n gedeelte wat ek graag vandag met julle wil deel, is Filippense 3 vers 12 tot 14. Dit sê, ek sê nie dat ek dit al alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter my is en strek my uit na voor. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waarna toe God my geroep het in Christus Jesus. En hierdie gedeelte is so powerful om te sê, maar ek sê nie ek het alles together nie, ek sê nie ek het al alles bereik en behaal wat ek graag wil hê nie, ek sê nie God het al elke liewe belofte tot die volheid vervul nie, maar ek fokus om daar uit te kom, ek fokus op die plan en die wil wat God het vir my. Ek maak my los van dit wat agter is, ek maak my los van die mislukkings wat ek dalk al gehad het, ek maak my los van die dinge wat mense oor my gespreek het en ek fokus op die wenpaal, ek fokus op die prys wat God vir my het en die ewigheid saam met hom. So wil jy nie daar waar jy is vandag, jou fokus net begin shift en bly fokus op Jesus. Bly fokus op die plan en die pad wat hy vir jou het. En kom ons hou op om onsself te compare. Kom ons hou op om rond te kyk na almal om ons en kyk wat hulle bereik en wat God se storie oor hulle lewe is nie. Kom ons fokus op Jesus en sy plan vir my en jou lewe. Kom ons sluit die oë en bid ek vir ons. Here, baie dankie vir die feit dat U so 'n persoonlike God is, dat U ons elkeen ken, ons elkeen op die naam geroep het en 'n plan het met elkeen van ons se lewens. Here, dankie dat elkeen van ons hier is met 'n purpose en dat elkeen van ons se timing en ons plan verskil. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons nie net gelos het in die middel nie. Maar Jesus, help ons asseblief wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons begin voel ons wil opgee en ons kan nie meer aangaan nie want hierdie comparison kom steel ons joy. Jesus, mag ons so gefokus wees op U, mag ons gefokus wees op U koninkryk en dit wat U vir ons lewens beplan. En mag dit ons motivering wees om aan te hou in hierdie resies en te voltooi dit waarna U ons geroep het. Ek bid al hierdie dinge in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het en mag hierdie vir jou motivering wees om aan te hou, om hierdie resies te hardloop wat ek en jy saam met God hardloop. Ek sien jou weer volgende week by Royal Talk.